hierdie episode van Agter die Tunes. En na dit, toe ek op die verhoog was, toe voel ek soos, ek behoort die man, you know? En hulle gaan ons nou nie betaal vir iets wat hulle nie ken nie, so toe sê ek, okay, kom ons Bluetooth die songs verniet uit, en die gaan maak dat daar mense in verskillende plekke vra vir ons om op te kom tree. Rappers staan hier reg terug vir enigiets, hulle sal dit sê net soos dit is. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes. En dit is so lekker om weer saam met jou hier te kan kuier, waar ons gesels oor die musiekbedryf, alles wat daar aan die gang is, die ins, die outs, die mense wat jy ken, sowel as die mense wat jy nie ken nie. En dit is weer 'n lekker episode wat ek dink op pad is na jou toe. So ek hoop dat jy reg is, gereed om te luister, waar ook al jy nou luister, of jy nou by die huis is, of in jou kar, lekker met 'n roadtrippie, jy weet, aangesien ons hier op Spotify, YouTube en natuurlik die RSG app beskikbaar is, hoop ek dat jy ook lekker die episode saam met my gaan geniet. Nou, voordat ons kom by hierdie week se episode, wil ek jou graag uitnooi om ook na laasweek se episode te gaan luister. Ek het bietjie gesels met Pierre Greef van die Heuwels Fantasties, natuurlik is hy die hoofsanger, maar hy is ook 'n mede-eienaar in die konsert Liefde by die Dam, en ons het bietjie gepraat oor wat dit verg om 'n musiekkonsert te reël, al die ins en die outs, al die dinge wat jy dalk nie van bewus is nie, en ek dink omdat Liefde by die Dam so 'n groot fees is, was hy die regte persoon om mee te gesels. So wanneer jy hier klaar geluister het, gaan maak gerus daar 'n draai. Maar, terug na hierdie episode van Agter die Tunes, waar ons bietjie gaan gesels met iemand wat beslis nie 'n vreemdeling is aan kletsrym of rap nie. En hy is een van redelik min Afrikaanse kunstenaars wat dabble in hierdie tipe van musiekgenre. Sy naam is natuurlik Early B, en ek gaan bietjie met hom gesels juis oor die hele genre van rap, sowel as waar hy begin het en waarheen hy op pad is. So, as jy reg is, kom ons hoor wat Early B vir ons te sê het. Nou in hierdie episode van Agter die Tunes is dit vir my 'n baie groot voorreg om om met iemand te gesels, moet ek liewer sê, wat ek dink 'n groot indruk in die Suid-Afrikaanse en spesifiek die Afrikaanse musiekbedryf gemaak het. Jy sal hom ken van liedjies soos Lekker J, Skit Jou Goete en 'n paar ander lekker treffers wat hy al oor die jare bekend gestel het. So dit is my voorreg om die uwe Early B te verwelkom hier op Agter die Tunes. So Early B, baie dankie dat ek met jou kan gesels hier op Agter die Tunes vandag. Hallo Barry en hallo aan al die luisteraars, baie dankie. Ek waardeer die geleentheid, Barry. Ja, nee, hoorie, ek dink dit is, jy was nou onlangs bietjie oorsee gewees, ons sal nou bietjie daaroor praat, maar my eerste vraag aan al my gaste, want ons hou nie daarvan om net oppervlakkig te wees op hierdie podcast nie, is hoe gaan dit met Early B? Met Early B gaan dit baie goed, Barry, om eerlik te wees. Kyk, ek sê altyd, ek is amper elke naweek op die verhoog, en ek sê altyd vir die mense, wie na die shows toe kom, ek is dankbaar, want die was my droom, en hulle maak my droom waar. So op die oomblik voel ek soos 'n droom, en ek is net dankbaar dat ek myself al 'n paar keer geknyp het en nie wakker geskrik eers anders nie. Dis hy. Lekker man. Nee, ag nee, dis so great om te hoor. Ja, soos dat jy 'n droom uitleef en dat jy regtig nog steeds dankbaar is, want ek dink dit is baie maklik om uit daai dankbaarheid of half daai complacency in te val. So dis lekker om te hoor dat dit nog goed gaan. Ja. Maar jy was nou bietjie oorsee gewees, het my vertel jy was in Nederland en die United Kingdom. So vertel ons bietjie, wat het jy daar so alles aangevang? Barry, ek het eintlik opgeteam met van Pletsen, sê maar so 6 jaar gelede, het ons net besluit, ons het 'n paar posts gemaak op ons socials, en die mense gevra of hulle graag 'n bietjie van Early B of 'n stukkie van die huis hê. Ja. En baie mense het toe ja gesê, en ek moet sê, hierdie was my 6de keer in Nederland wat ons gegaan het, en my heel eerste keer wat ek in Londen gaan optree het in die UK, en ek moet sê, dit was so, ek as 'n belewenis, man, as regtig, ek is above words, maar om eerlik te wees, alles was baie lekker geondersteun. Ek moet sê, daar's baie mense van Nederland self wie gekom het en kom kyk het, van dit Suid-Afrika, om te wys, en ek is dankbaar dat ek een van die ouens kon wees daarso, om basically Afrikaans en Suid-Afrikaanse rapmusiek te represent aan die kant.
Ja, nee, ek dink is great en jy praat nou, dis nou jou 6ste keer wat jy nou oorsee optree. So mag dalk 'n dom vraag wees, maar voel dit anders as jy daarso optree teenoor iewers in Suid-Afrika? Ek moet sê dit voel regtig anders. Eerstens jy kan sien die mense verlang huis toe, baie van die expats wat daar so is. Jy kan sien die mense verlang huis toe. So hulle sing dit. Hulle sing elke liedjie saam, maar hulle sing dit amper soos dit die laaste keer sal wees van hulle weet nie wanneer gaan hulle my weer sien nie. Maar dis regtig 'n is regtig 'n lekker experience wat ek kry elke jaar wanneer ek oorgaan. En dis iets wat ek regtig wil nog vir 'n lang tyd wil doen. Ja, soos dit vir my klink, gaan jy dit definitief reg kry. So ons en as jy ooit weer soos 'n PA of iets nodig het om oorsee toe te gaan, ek is beskikbaar. Kom chom. Lekker man. Maar ek wil nou so 'n bietjie terugdraai in tyd, want Ellie of ja, wanneer toe Ellie B as 'n naam nog nie bestaan het nie en jy was nog 'n jong laaitie daar in destydse PE. So wat was die aha moment vir jou gewees toe jy besluit het jy wil nou musiek as jou loopbaan volg? Ek was eintlik baie jonk toe ek daai besluit maak. Barry, ek was eintlik in primêre skool. Daai was al klaar toe die liefde begin het. Ek was deel van die musical wat ons op primêre skool gehad het. En ek het een lyn gehad en obviously in 'n paar liedjies gesing in die musical. En met die een lyn het ek gevoel ek gaan die beste maak van die lyn. En ek was amper soos 'n villain in die play. En wat toe gebeur het was daai tyd was Cisco nog ek weet nie. Cisco was 'n cool ding en daar was 'n intro op sy ding waar hy so snaakse laggie gehad het. En ek het gedink, weet jy wat, nee, ek gaan die villain se ding maak, die laggie. En toe ek dit doen in rehearsals, toe vra die juffrou my of ek dit meer kan doen. En toe ek op die verhoog klim, toe doen ek dit nou ekstra mos nou, jy weet mos nou is nou tyd om af te show en ek is op die verhoog en ek doen dit met die laggie en die mense toe agterna. Daai een lyntjie het hulle so baie van gehou dat hulle gesê het nee, daai mannetjie moet nog 'n rolle kry in future plays. En na dit toe voel ek toe ek op die verhoog was, toe voel ek soos ek behoort die man, you know? En elke talente aand het ek toe op hoërskool het ek toe gaan deelneem in. Ek het 2 vriende van my gekry. Ajami en MC, daai tyd toe was ons nog MC Earl en Ajami, toe maak ons die song Dakskroef jare terug. Van nou nie oud klinkie my bra. maar ons het toe 'n groepie begin. Die groepie het toe soos ons ouer geraak het, die groepie ook maar nou hulle almal het hulle eie huis gegaan, maar musiek was altyd my passie. So ek sal sê dit was vroeg in my skoolloopbaan waar ek al besluit het wie wat nee, ek voel ek behoort die op die verhoog en na skool het ek obviously ek moes my maale nou laat weet, kyk mami, ek gaan nou nie 'n ingenieur word of enigiets nie van daai was die ander droom. Toe sê ek vir haar, kyk, ek sal dit doen as 'n backup en dan sal ek dit maar voortvat as 'n musikant en ek is net dankbaar dat alles mooi uitgewerk het. Ek het die ondersteuning gekry van my familie af, vriende ook. En vandag is ek Early B wat rondspring op die stage. Sy. En ons wil dit geensins anders hê nie. Nee, ek dink wanneer ek jou al obviously op die stage al gesien het, so jy het so 'n cool presence en dis net 'n vibe elke keer as jy daar optree. Maar wat was die plan of action gewees toe jy nou skool verlaat het? Want natuurlik vat dit nogal 'n bietjie van 'n hard graft om sukses te bereik in die musiekbedryf. So hoe het jy enige plan gehad of het jy maar net dit gewing soos wat jy aangaan? Barry, ek het 'n plan gehad. Dit was kind of like 'n gewingde plan, laat ek so as dit sin maak. Maar ek het baie met ander kunstenaars gesels wie al jare in die bedryf was, naamlik Emo. En Emo het my gesê toe ons net begin het, toe sê vir my wie wat die kunstenaars van ek wil ons nou vir my maale ook gesê like kyk ek ken 'n lewe begin met die ek ken die fulltime doen. En ek vra hom toe, hoe kan 'n mens iets maak uit die bedryf uit? Toe sê hy vir my, wat jy kan doen is baie van ons kunstenaars maak gebruik van ons so vir die optredes. Dis waar meeste van die inkomste inkom vir ons kunstenaars. Van daar kan jy jou merch verkoop en jou CD's en so. So toe dink ek, almal verkoop hulle CD's en daai tyd was Bluetooth 'n kwaai ding op die selfone. So toe sê ek vir my vriende, kyk,
kom ons gee die songs verniet weg, van mense het ons mos nou nie geken nie man, en hulle gaan ons nou nie betaal vir iets wat hulle nie ken nie, so toe sê ek, okay, kom ons Bluetooth die songs verniet uit, en daai gaan maak dat daar mense in verskillende plekke vra vir ons om op te kom tree. En daai was deel van, daai was eintlik die eerste plan wat dit gespon het. Ek het technology gebruik om net 'n voet in die game te kry, en toe ons begin op die hoog opklim, het ons toe gewerk aan ons live performances en so, en dis hoe ons basies gegroei het en meer connections gemaak het in die bedryf. En ek is net dankbaar dat ek daai stapie gevolg het, van baie van die ouens het ook daai tyd CD's verkoop, en dit was 'n bietjie swaar om iets te verkoop aan iemand as jy nie met 'n boombox of iets rondloop nie, van hoe koop ek iets wat ek nie ken nie, you know, so ek is net dankbaar dat technology ook 'n groot rol gespeel het in my loopbaan. Ja, wow. Nee, dit is vir my altyd cool om te hoor of die almal se journey wat uniek is, maar tog amper dieselfde ook terselfdertyd. So ja, ag, weet jy, as if you gotta hustle, you gotta hustle, nee. Jy maak 'n plan, Barry, jy maak 'n Dis plan, en kyk, ja, na elke verhoog het ek maar geprobeer om elke kompetisie te enter. Ek het MK, Kraakvars, daai tyd het kyk net nog iets soos daai gehad. So ons het dagskroef geënter in dit, en later van tyd het ek ook die Gumas, en ek dink daai was die draaipunt in my loopbaan, as toe ek by die Gumas optree, het baie van die platemaatskappye my gesien en my benader en gesels en gevra of ek nog musiek het, en daai tyd het ek seker al 150 songs al verniet weggegee. Ja, ernstig. So ek het seker al 'n hele paar liedjies weggegee daai tyd al. So ek het nog baie gehad, van ons het daagliks musiek gemaak. So ek kon iets speel vir hulle, en daai is waar ek met Universal gesign het en my loopbaan 'n bietjie verder gevat het. Hulle het my baie gehelp ook in die begin. Maar sê, and the rest is history. Soos wat You hulle know, sê. so grateful. Ja, en ek wil ook by jou hoor, watter genres wou jy graag op fokus, of was daar opsies gewees, of was rap always the way to go vir jou? Barry, rap was altyd my ding. Ek het altyd geluister na die Tupacs en die Biggies en die Eminems. So ek kon hulle musiek rap, like enige lyn, mense kan dit in die middel van die song, en dan sal ek dit verder dan sou ek dit klaar gerap het. So rap was altyd my ding, en ek het gesien, omdat ek so baie vir like verskillende genres like, het ek gesien dat rap is nie die enigste nie, maar jy sal baie featuring artists kry wat rappers is in 'n pop song of in 'n rock song. So ek het gedink, man, omdat ek musiek so baie like ook, is dit ook gemaklik vir my om myself te express met rap, en nog in ander genres in te spring, en nog steeds myself kan wees, you know. Dis baie interessant, en dink jy daar was halfe, om uit 'n besigheidsoogpunt te praat, was daar 'n gap in die mark gewees toe jy half ingetree het in die bedryf vir Afrikaanse kletsruim? Definitief. Afrikaanse kletsruim was nie so bekend uit. Dit was nie 'n ding nie, laat ek so sê. Daar was baie ouens wie gerap het. Nie dat ek nou neerkyk op die ouens nie, maar hulle het meer geklink soos die omdat daai is al wat ons geken het ook. So hulle het meer geklink soos die Amerikaanse rappers, en ek praat mos nie ra nie man. So toe dink ek, wag, hip-hop is expression of self, en ek moet, dis hoekom my naam Ali B ook is my naam is al, so het moet die naaste aan jou wees, en jy moet jouself wees. So toe dink ek, weet jy wat, ek gaan rap soos ek praat, en baie keer sal mense sê, hier klink net jou songs, dan dink ek rap dat die songs, you know. So ek het maar net gevoel, ek gaan myself wees, en praat soos ek rap, basis. En daai is waar die gap gewees het, want daar was nie baie ouens wie dit gedoen het nie, en mense kon baie goed relate met dit, van ek het oor goeie liedjies gepraat of dinge in my liedjies gepraat wat baie van ons van deurgaan of van ken, you know. So ek dink daai was 'n goeie gap vir my om te vat. Ja, nee, verseker. En jy noem nou dat dis hoekom jou naam Ali B is. Was daar enige ander opsies om jou rapnaam nou te vestig? Wie wat net? Snaakste van alles, ek was in 'n groep mos voor die, so ons was 3, ons is nog steeds beste vriende tot vandag toe.
So ons was 3 vriende en ons het gedink, dit was alles mos, I'm the bomb, you know? Ja. En ons sou the bomb squad gewees het en ons sou verskillende bomname, so my naam sou C4 gewees het. Ek weet nie hoekom het ek C4 gekies. Ek dink ek het miskien net baie GTA gespeel. Toe dink ek, wag, C4 is 'n kwaai bom. So C4 sou die ander naam gewees het. Maar toe dink ek, wie wat? Wees maar jouself al. Wees maar jouself. Dis baie ek sou C4 geback het ou. Dis explosive. You know. Oh my goodness. Ag nee, maar ek dink Early B, weet jy, it has a nice ring to it. So ons is bly dat ons vir Early B het. Ek waardeer. Ja, so wat beteken kletsruim vir jou? Kletsruim is basies maar net as 'n expression, dis ook vir my is 'n hoe kan ek sê, is therapeutic vir my. So ek kan deur my ergste, my slegste dag gaan of die slegste ding ken ek face in die lewe, dan sal ek skryf oor dit. You know, baie mense dokument en hulle skryf diaries of party skryf boeke. Baie mense sit nou in podcasts en gesels oor wat hulle deurgaan. My therapie was om te skryf oor my probleme en even myself te antwoord ook as ek om dit aan 'n different perspektief te sien. So 'n kletsruim is regtig iets wat my deur die lewe dra en met wat ek neerskryf en deel, help baie ander mense ook. Ja, ek dink dis almal verskillende tipes skryfkuns. Ek bedoel of dit nou kletsruim is of 'n gewone in aanhalingstekens gewone liedjie is of dit nou Yes. gedigte is. Ek dink is so te sê daai therapeutic gedeelte daarvan. So wat omtrent dit dink jy as jy dit nou vergelyk met enige ander genre van musiek is vir jou juis terapeuties? Die feit dat jy net blatantly jouself kan wees en jou gedagte kan praat, man. You know, baie keer wanneer ek gaan nou net 'n voorbeeld maak. Sê nou ons maak 'n R&B song en dis oor 'n meisie wat my gelos het. Verstaan jy my liefde wie ek verloor het. Dan kan ek voel ek kan ook nie sing nie. Dis die ander ding. So ek wil ook nie nou dinge sê. Maar dan voel ek kan dit sê soos ek dit sal sê in persoon, you know, en met allerlei uitdrukking sal ek dit kan doen, waar ek hier 'n noot moet nou gaan maak en ek is nou as 'n lyn waar ek nou moet baie taaf moet wees, maar ek moet eintlik baie saggerig deurkom in 'n R&B song, waar 'n rap song ek kan myself express in 'n manier waar ek amper true is 'n new true being wat jy dit kan doen. So vir my is dit baie therapeutic om iets soos daai te deel en net die feit dat dit 'n uitlaat is, you know. Ons almal het verskillende uitlate. So vir my is dit 'n makliker uitlaat. Ek kan dit sê soos ek voel en ek kan klink soos ek nou klink, you know. Ja, en dink jy dis juis wat rap half anders maak as enige ander genre van musiek? Dit is een van die redes en ook die feit dat rappers staan hier regtig terug vir enigiets. Hulle sal dit sê net soos dit is. So ek dink daai klein bietjie rebelliousness in my bring maak dit gemaklik vir my om te rap ook. Ja, nee, definitief. Ek dink dis 'n interessante soos nou dat ek daaraan dink toe ek nou soos vrae en goeters voorberei het is soos dit is 'n alfa unieke want dit is tog sing maar tog is dit nie sing nie. Soos half daai soos emotive praat soos Eminem byvoorbeeld. Ek dink is 'n baie goeie voorbeeld. Yes. Ook een van my favorite kletsruimers. Ja, nee, 100%. Maar toe jy nou besluit het reg. Kletsruim is die rigting waarin ek wil gaan. Jy het nou genoem dat jy al soos 150 liedjies soos verniet gegee het voordat jy nou geteken is. So hoe het jy toe jou eerste album benader uit 'n lyrical en 'n klank perspektief? Want obviously soos die eerste album is redelik significant in 'n kunstenaar se lewe. Waarheid. Vir my was dit en ek dink my eerste album het ek aangename kennis genoem van ek het geweet dat Afrikaans kletsruim was nie so populêr nie en ek het die responsibility gedra ook om mense wie nie is na Afrikaans rap toe dit gemaklik maak voel van rap het die lig wat oor dit skyn waar mense dit kyk as 'n negatiewe aardvorm wat die regtig is, daar's verskillende factions van rap en ek het gevoel ek bring die lekker kant van dit
En dis 'n goeie introduction vir die mense wie dit vir die eerste keer gaan hoor. So ek moes dit gemakliker gemaak het vir die persoon wie die eerste keer hoor en ook real enough vir die persoon wie al lankal na rap luister. So ek moes daai middelgrond gekry het en die tipe liedjies wat ek gekies het of wat ek maak nou is basies soos in like omdat hip hop jong artvorm is. Ek dink is 50 jaar, is 51 jaar oud die jaar. Dis nog baie jonk, so daar's baie dinge wat nog gaan kom in rap, maar die wat al klaar daar is, het ek gevoel ek gaan my eie soos maak van dit en dit sal die early B introduction is vir wie ever luister na hip hop of wil na hip hop luister. Ja, en as jy praat nou van rap en Afrikaanse rap, soos wat jy gesê het, dit is nie regtig 'n baie gewilde ding, of ten minste toe jy ingetree het nie. So, hoe het jy waargeneem met die gewildheid daarvan gegroei oor die laaste, kom ons sê 10 jaar? Kyk, vir my was dit omdat dit snaaks geklink het, baie keer hoor mense my aksent, dan dink hulle ek is either van die Noord-Kaap of so van ek het die Kaapse aksent en ek het oorspronklik, dis waarom sê ek altyd in al my songs, is van die taal af meisie, ek is van Bloemendal en PE, so mense, ek het gevoel soos in, mense moet optel dat daar verskillende style rap is en vir my was dit soos in like, okay, nou gaan ek die ding aanpak met die gedagte van, ek moet wys dat daar's so verskillende style en ek gaan al die style try om te incorporate in my ding. So ek maak 'n voorbeeld, een van die liedjies wat ek gedoen het, Serious, wat ek 'n mixtape vroeër in die jaar gedrop het ek gerap soos al die verskillende hoe kan ek sê dialects in Suid-Afrika, hoe ons verskillend Afrikaans praat. So ek het soos iemand van die Karoo gepraat waar die mense baie brei in die Karoo. In die Kaap praat ons van jy Witmos en Durban. Ek het Durban slang gebruik, even Johannesburg se slang. Nice. Net om te wys like ja, dit is 'n bietjie dis nie so bekend nie, maar daar is verskillende style. So as mense dit luister, gaan hulle sê die persoon rap soos die, so Ali het gerap van dit, so hy is seker van die Kaap of die Noord-Kaap, you know. So ek het gevoel ek moes dit oordra. En dan half in daai selfde lig, hoe sou jy die gesondheid van Afrikaanse rap beskou op hierdie stadium? Op die oomblik is dit so goed. Daar's so baie nuwe kunstenaars wie opgepop het. Ek is nou al Barry, ek is nou seker as my 18de jaar nou in die hip hop bedryf en as 'n solo kunstenaar is dit my 6de jaar. 7de jaar jammer. En in die tyd wat ek gerap het, is die besigste, like ek kan nou op my socials gaan, dan sal ek sien daar's 'n nuwe rapper of daar's 'n nuwe music video van 'n rapper. En as ons kyk na die nommers wat hulle doen, baie van hulle het nou 'n ding waar hulle sê die million view club. So Ja. daar's so baie nuwe kunstenaars wie opkom en goeie nommers kry op YouTube of op Spotify of wherever, waar dit nou letterlik wys dat daar word nou meer aandag geskenk aan Afrikaans rap en die feit dat hip hop 'n expression of self is, ons almal is verskillend en spesiaal in ons eie wys. So daar's so baie style wat jy nou kan kry in Afrikaans kletsery. Ja, maar ek dink is ook baie bemoedigend om te sien dit is iets wat groei en nie iets wat half stagnant is nie. Ja, soos wanneer meer en meer kunstenaars daar is, natuurlik gaan die genre net meer en verder groei. So waar Barry, ek stem saam met jou. En jy het vroeër bietjie daaraan geraak in terme van rap as 'n genre wat half so 'n bietjie van 'n negatiewe ja, ek weet nie, mense het half soos 'n negatiewe attitude teenoor dit. So, wat dink jy besef en waardeer mense nie van rap as 'n genre nie? Ek dink die eerlikheid. Ja, jy kry mense. Kyk, rap het basies op die straat begin. Cypher sessions eintlik nie op die straat nie, maar was by parties waar mense like die rapper was die kletsrymer was die ou wie die DJ opgehype het. Hy was soos die DJ se MC. En later van tyd het die rappers begin oor hulle self rap of oor hulle plek. En waar ek sê mense waardeer die eerlikheid van hip hop. Ek dink toe
toe dit begin het as mense naamlik 'n Tupac of iemand noem, uit 'n baie kras way van gesels op sy musiek, maar die topics wat hy oor gesels het in daai tyd was so hoe kan ek sê impactful dat dit 'n impak gehad en dit was oor of die social ja die hoe kan ek sê die grief van social life daai tyd hoe lewe was daai tyd en dit gee jou 'n venster van hoe lewe regtig was vir of is vir ouens in sy posisie of mense in sy posisie. Ja. En ek dink jy soos wat jy noem in terme van daai half krasheid as dit 'n woord Ja, is. Hoekom dink jy is baie rapliedjies juis kras in die manier hoe hulle soos dit dinge uitdruk? weer eens soos ek sê is baie mense express hulle self in 'n verskillende maniere en ek dink omdat dit so jonk was as 'n jong man dink 'n jong man sport is daar nie so baie elders om te sê ek dink jy moet so praat nie verstaan jy Ja. as iets waar ouens net by mekaar kom en hulle ding doen waar hulle rhymes skryf en verskillende style musiek maak maar soos ek sê dis nie almal wat dit doen nie dis nie net dit nie so mense moenie rap die hele ding aankyk soos in dis 'n hele klomp vuil monde of gangsterpratery of enigiets soos daai nie as maar net mense praat hulle reality en party mense vloek you know. Mm. Ja. Nee, it is what it is. So, ja. Niet waar. Maar wie sou jy as jou inspirasie vir rap beskou? En het jy half enige soos Afrikaanse rappers gehad na wie jy opgekyk het toe jy half groot geword het en in die bedryf ingekom het? Definitief die een van die ouens wie 'n groot rol vir my hoe kan ek sê ek is baie trots oor my plek en daar was die ou Isaac Mutant. Hy is van Kaapstad en hy het 'n CD gehad wat rondgegaan het. Ek weet nie eens hoe het ek hy CD gekry nie, maar daai ou het gepraat van waar hy vandaan kom en dit so ek sê altyd liedjies is prentjies vir jou ore en ek kon dit so sien like hoe hy praat van hoe dit is in sy plek en wat aangaan het ek gevoel wie wat nee ek wil eintlik so praat oor my plek of nie so praat nie ek wil ook praat oor my plek you know en Isaac Mutant ek moet sê hy daai confidence gebring en dit gemaklik gemaak vir my om te praat oor wat ek deurgaan of my plek of die situasie of die circumstances wat ons in lewe is hy een van die ouens en dan as ons nou kyk na internasionale rappers is Eminem een van my groot sterre Busta Rhymes 50 Cent is ook een van my groot sterre wie ek na toe opkyk Brasse van die Kaap sorry want laat ek terug Suid-Afrika toe Brasse van die Kaap is ook een van daai ouens wie dit groot gemaak het in die begin, heel in die begin. Hulle is soos ons eerste Afrikaanse rapgroep. Hulle het dit gemaklik gemaak vir my om te sê ek kan soos myself klink en ek kan oor my plek praat, you know, so daai's mense wie ek regtig na toe opkyk en ook hoe hulle besigheid hanteer. Nee, ag dis cool altyd om te hoor wie die invloede is en om half soos in daai om jou ook jou eie stempel te vind, maar tog inspirasie te kry van ander. Maar ek glo jy is die inspirasie vir baie jong opkomende rappers in 2026, maar jy het en jy het 'n bietjie vroeër hieraan genoem, maar ek wil graag jou opinie hoor. Soos jy het natuurlik al in 'n klomp collabs in jou loopbaan gedoen saam met soos Francho van Coke, Janie Bay, Rewels Fantasties, etc. Wat en soos oor die algemeen is hulle half meer soos popklank of alternatiewe pop of bietjie meer mainstream as jy dit so wil noem. So wat dink jy add 'n stukkie kletsruim tot die mainstream musiek? Ek moet sê dit bring daai Afrikaanse sous man. Suid-Afrikaanse sous laat ek so sê. Is jy kan hoe kan ek nou sê jy kan 'n broodjie maak, maar sonder hy sousie gaan dit nie lekker proe nie so. As hy. So Afrikaans is maar net hy sprinkel Afrikaans kletsry, maar ook maar net hy sprinkel oor die top waar ek 'n styl van my eie bring en nog steeds dit maak dit net meer oorspronklik voel.
Nie dat het Ja. klaar oorspronklik is, you know, maar Mm. ek bring 'n stukkie van dit ook deur. Ja, maar ek dink dis baie cool want ek bedoel soos as ek dink spesifiek aan Janie Bay, soos jy sou nie noodwendig sê Janie Bay, Early B saam in 'n liedjie. Dit maak nou sin nie, maar tog werk dit so cool. Yes, en ons leer so baie van mekaar af en ek dink dis wat musiek moet doen man, you know. Like in die een liedjie van Janie Bay praat ek van sy maak my warm voel soos 'n gelly en Janie het nie geweet wat 'n gelly was nie. So toe kon ek haar nou weer leer wat 'n gelly was en wat 'n gelly eintlik doen wanneer jy dit in 'n plek in sit as die plek koud is, you know. So ons leer van mekaar se kulture af op 'n so 'n manier en is ook iets lekker waar hulle sien wat se pockets vang ek wanneer ek rhyme. Ja, nee, ek dink is baie cool and long live the collabs. So asseblief gee vir ons meer. Daar's eintlik een sterk op pad, 'n hele paar sterk op pad, laat ek so sê. Jee, okay, wel ons sal nou net 'n bietjie daaroor gesels. Ons hou dit in die sakkie. Okay, nerve. Maar ek wil nou 'n vraag vir jou stel, nê. En ek wil nou nie jy moet nou hierso nederig optree nie. Ek wil jy moet nou eerlik vir my antwoord. So jy sê jy is die Afrikaans kletsrym koning. Wie wat ons almal is konings op ons eie ons is ouens. ons is royalty, maar wanneer ek sê dit altyd ek is 'n kort ou so ek kan my nie so hoog hou nie, maar wat ek doen is wanneer ek voor die mic staan, dan sê ek vir myself ek moet beter as gister is en gister het ek gevoel soos ek is die beste, you know, so in my eie woorde sal ek sê in my situasie sal ek sê ek voel soos 'n koning en elke ander persoon is ook 'n koning, maar vir my voel ek soos ek is koning. As hy, there we go. Lekker man. Maar ek dink aangesien jy nou 'n koning is van kletsrym of dan nou nie die koning nie, is jy natuurlik gesout in die genre. So ek wil graag vir jou 'n uitdagingkie gee om jou kletsrym skills bietjie op die proef te stel. Ooh. My chommy, jy kry my so vroeg in die oggend. Okay, kom terug na hom toe. Kan ons terugkom na hom toe, dan sal ek ietsie gooi vir jou, ek beloof. Okay, wel, jy het nog nie die uitdaging gehoor nie. Okay, wat is die uitdaging? So ek wil graag vir jou 3 woorde gee en dan moet jy dit in 'n vinnige rap vir my gebruik, al 3 die woorde. Vader, my vriend, ek sal nie dit kan. Ek is mos nie 'n freestyler nie man. Maar ons beoefen mos nou die skills. Okay, kom ons kyk. Okay, is jy reg vir hom? Kom ons kyk. Okay, so die 3 woorde wat ek vir jou gee is eerstens Dubai, aangesien jy van daai deel van die wêreld kom. Tweede woord is vlamme. En die derde woord is RSG. Okay. Wil jy dit nou hê of gaan ons jy kan eers 'n bietjie daaroor dink en dan sal ons nou terugkom na hom toe. No problem. So, hierdie is ook 'n vraag wat ek vir al my musikale gaste vra is, wat is 'n liedjie wat jy lekker mee gevibe het in die laaste rukkie? 'n liedjie wat ek lekker saam mee gevibe het in die laaste rukkie, ek moet sê omdat ons nog van die baie gepraat het van Plitse net 'n song Cubera Shake Your Body. Hulle het gespeel met Klebega. So hoe is lekker. So Cubera Shake Your Body. So nice. Daai is ietsie wat ek op lekker gevibe het. As hy early piece of playlist recommendations. Yes. Sit hom daarso. Yes. As hy. Maar soos wat ons nou aan die einde kom of naby aan die einde van ons gesprekkie, wil ek graag ook vir jou 'n paar quickfire vragies vra as jy reg is. Right, let's go. Right, eerste ene, akoestiek of electric gitaar? Electric. Okay. Tweede een, as jy vir 'n dag iemand anders kon wees, wie sou dit wees? Ek sou Dwayne The Rock Johnson net in die gym, net om 'n bietjie makliker te lig. Nice. Goeie antwoord. I like it. Okay, derde ene, wat is jou gunsteling geur roomys? Vanilla. Ek sou baie plain en simpel. Ons eet die goeie later. Vanilla skool kan by baie dinge meng. Weet jy, ek dink mense gee vanilla 'n bad rap. Yes, true. But daai is basies soos in die botter van die ice cream. Exactly. Vanilla, you know? It's the staple, it's the basis of everything. Exactly. Okay, nommer 4, Jay-Z of Kanye West? Jay-Z.
Okay, hoekom? Die feit dat hy ook sy besigheid so baie goed handle as 'n besigheidsman en as jy na Blueprint toe luister, is dit iets wat hy jou regtig deur 'n journey vat van waar hy vandaan gekom het en waar hy is. Jay-Z kan jou presies sê waar hy is in die lewe met sy musiek. Hy het 'n baie slim way om sy woorde bymekaar te sit. Okay, dis hy. En die laaste vraag is 'n baie belangrike ene. Dis 'n vraag wat ek ook vir almal vra en ons het ongelukkig verkeerde antwoorde gekry. So ek hoop jy gaan die regte ene vir my gee vandag. Ek hoop so. Okay, so die vraag is heel eenvoudig. Early B, pineapple op pizza ja of nee? Ja? Dankie. Dankie. Ja, nee, ek glo dit is fyn. Kyk, my introduction to pizza was 'n pineapple op. Lekker. So ek het nie 'n probleem met pineapple op 'n pizza nie. Dit is nog steeds lekker. Jy is my tipe ou. Baie dankie. Sharp, man. So, ons moet nou terugkom na daai uitdagingkie. Ongelukkig. Okay. So, Okay, no problem. het jy vir ons 'n paar lyne daar om te gooi? Ek sal 'n vinnige ene gooi vir jou met Chommy. Hy hoef quick and Gary, so- easy. Okay. Straight van die dal af, ek is kwaai, brother. Early B, straight van die baai, is vlamme. Jy doen dit sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG. There we go. Nice. I like it. Lekker, Chommy, lekker, very man. Ek sê dankie vir jou, man. Dankie vir jou, maar ons nog een vraagie en dit is wat lê vir Early B voor in die nabye toekoms? Jy het nou gehint daar is 'n paar dinge wat gaan drop. Yes, kyk, waar vlammetjie brand is daar rookie, soos hulle sê. So ek gaan daai los as net 'n sign, 'n teaser. So daar kom iets met 'n rookie. En dan is daar ook 'n feature met iemand wat as jy van brood hou, dan sal jy regtig hou van die kunstenaar wie ek saam gaan optree of die volgende feature. Iets van brood en dan ook die Heuwels fantasties. Ek kan oor daai gesels. Die Heuwels fantastiese features ook op pad. En dan ook nuwe musiek van Early B homself af. Yay! Wel, ek dink Early B fans rejoice na hulle dit gehoor het. So, Early B, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kan gesels het hier op agter die tunes. Ons waardeer dit super baie en sterkte aan jou kant. Barry, ek sê dankie vir jou. Dankie dat jy die tyd afgestaan het en dankie dat jy gedink het aan my. En dankie vir die luisteraars wie luister. Dit was agter die tunes gewees. 'n Backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op agter die tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons weer met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur en Nuut op die Radar. Ek is baie privaat oor wat my stage name se origin is. Dit het baie vir my gevat om tot by die punt uit te kom. Ek gaan my eie musiekvideo's maak, alles produce, alles self mix en goed. Dis quite a journey, sal ek sê. Hy gaan 'n bietjie out there wees en ek weet nie hoe gaan die industrie of dit reageer nie, want daar is 'n hidden message in hom